my, want ek weet jy wat hier is, wil saam met my die Here doen. En ons is hier vandag uitsluitlik vir Jesus. Dat Here ons kan seën, want hy het ons geseën baie jare terug het hy ons beskerm. Dis waarom we hierdie dag van vandag, voor ek vir Steven gaan gee, dat hy vir ons 'n bietjie die poortjies lei en dit oop met gebed, is daar 'n spesiale versoek vanmôre. Maar Jesus is hier. As jy nie wil inspraak, steek jy ons so 'n bietjie op. Sê, Here, kyk my. As jy dankbare hart het, steek al twee hande. En sê aan my lof, en aan die Heer kom ek toe. Here, dis heerlik. Dis heerlik om in die huis te wees vanmôre. En ons wil roep, Heilige Gees, wees welkom by ons vanmôre. Here, kom spreek die woord vanmôre. Kom seën die koortjies. Want alles wat ons gee vanmôre, gee ons ten eers van U. Here, ek wil op bid elke gedagte wat U van elke is, wil ek bid. Elke vloek en elke spreek bind ons en ons steek weg met liefde. Steek ons weg onder die bloed, Vader. Asseblief, ons vra dit in Jesus naam. Kom ontmoet met ons vanmôre. Kom seën ons vanmôre. Kom herstel gebroke harte vanmôre. Here, en elkeen van ons is bly om hier te kan wees. Ek bid dit in Jesus naam. Amen en amen.
Here, volgende liedjie, geanker in Jesus. Thank you, Lord. beloftes aan ons. En elke belofte in sy woord is by ons. Amen.
Dis so lekker. Nou nog 'n woordjie. Wil julle nog 'n liedjie sing? Nog 'n woordjie, ekskuus maar. Jammer julle. Is daar nog 'n woordjie wat julle wil sing? Amen. Hoor ja. Kom op, die Moskou in die naam van Jesus. Weer te laten zien. Vrede terug te worden. Dat is ook weer vrede. Wat is hij nou? Trek uit julle skoene in jou staan. Ons begin 'n nuwe tyd saam met Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Yeah.
wat ek van Pinkster geleer het. 'n Mens is nooit regtig voorberei vir wat volgende gaan gebeur nie. Ons het die idee, ek dink nou die musikant het vanoggend nou seker hoeveelheid liedjies voorberei. En die laaste twee was hulle nou nie voorberei nie, maar ek dink hulle het 'n goeie job gedoen. Ons kan regtig die Here die eer gee vir wonderlike musikante. Die Here is ons goed, baie dankie Here. Ek gaan my baadjie uitbreek as julle nie omgee nie. Ek kry so effens warm. Oh, halleluja! Hoekom is ons vanoggend hier? Gelofte dag. Wat beteken gelofte dag vir ons? Daar het iets besonders gebeur. Maar vanoggend terwyl ons gesing, kom dit so by my op. Dit is 'n bietjie oorwinning in ons lewens nodig. Ek besef Sondagoggend het ons nou oor verslaande helde gepraat, die wat nou hier was. Maar die res, ek weet ek voel in my hart vanoggend. Hier's 'n paar mense wat nog so 'n bietjie oorwinning nodig het. Jy het nog nie by jou oorwinning uitgekom. Jy het nog nie by jou plek uitgekom waar jy vanoggend kan sê, Here, ek het oorwinning. Nou, die van julle wat weet 1838, as ek nie my misgis met die datum nie, by Bloedrivier, het daar iets kosbaars gebeur vir 470 krygsmanne, 470 vegters, wat geen hoop gehad het, wat nêrens anders vir die Here gehad het om te gaan nie. Verslaan. Deur 'n veldslaan of hulle het die traktaatjie van Piet Retief gekry en hulle weet nie meer waar om te gaan en hulle bevind hulle by twee groot riviere wat by mekaar kom. Nou weet nie wie van julle was al ooit by Bloedrivier of Enkomi River soos wat hulle dit noem. Was iemand al daar gewees? Nou nie mense, ek het in 'n paar dae, ek was op daar. Dit is 'n belewenis. Die hele paar dae voor die tyd begin hulle al 'n program aan te bied. Nou, as ek reg onthou die vorige keer toe ons al was dit oor 'n naweek. Die Saterdagoggend 5:00 toe gaan ons af vir 'n bid. En daai oggend bid ons soos dat ek min in my lewe mense hoor bid het. Ons bid ons roep die Here aan. Dit was 'n ervaring wat ek nie vandag net kan oordra, dat ek nie net wil oordra net omdat ek dit sê nie. Maar ek was daar met fisies te ervaar. Ek kan uit ervaring uitpraat, toe daai manne, op daai stadium was die rivier vir ons al was, die oggend was dit droog. So daar was nie 'n magtige geluid van waters wat daar afkom. Dit was nie mistig soos met 1838. Dit was nie. Maar iets wat teenwoordig was, is die Heilige Gees. Dieselfde Gees wat oorwinning vir die boere of vir daai kleine nasie gebring het. Daai krygsmanne wat nie hoop gehad het nie. En vanoggend voel ek in my hart, miskien is iemand hier wat sê, Here, so Sondagoggend, maar ek het nog nie oorwinning nie. Ek weet nie of julle weet nie, maar vir 7 dae het hulle die gelofte afgelewer. Vir 7 dae het Sarel se leer gegaan, of 7 dae voor dit het hy dit geskryf. En vir 7 dae elke keer wanneer hulle by mekaar gekom het hierdie krygers, hierdie vegters, een ding onder hulle gehad. Hulle het een kreet gehad, een roepstem gehad, een opdrag wat hulle ontvang het, wat hulle uitgespreek het. Hulle was nie besig met iets anders nie, en ek weet nie hoe wat vir julle te verduidelik nie, maar volgens geskiedenis. Ek weet nie of ek julle kan skop daar nie, maar daar was 10.000 tot 20.000 impies, Zulu-impies, wat afgekom het om teen hulle te veg. Nou ek weet nie van julle nie. Goliath was 'n reus, maar hy was een. 20.000 man teen hulle 470. Dis baie. Dis baie. En oorwinning, ek weet nie van julle nie, maar vir my in so 'n geval as my wiskunde reg is, was geen oomblik van oorwinning. Daar is nie. Daar is nie. Maak nie saak wat ek in my menslikheid gaan probeer doen, ek gaan nie oorwinning kan bewerkstellig. En een van die Here, miskien is dit eintlik wat die Here vanoggend vir jou wil sê, as ek dit so mag sê, dat jy nie jouself die oorwinning gemaak het.
Jy het nie die krag vir dit vir die Here vir jou wil doen. Ek wil vanoggend so ver gaan om vir jou te sê, get out of the way. Kom by die pad uit, dat die Here kan doen wat hy wil doen. As ek hoor wat jy sê, wat sê, let go, and let God have his wonderful way. Wanneer ons laat gaan van hierdie goedjies wat ons terughou, Here, ons kan al soveel verder gewees het. Ons kan al soveel magtige oorwinnings gehad. Toe hierdie krygers besef dat hulle self nie alleen hierdie ding gaan doen nie. Toe begin hulle die Here aan doen. Nou ek wil vir julle 'n skrifgie lees. 'n Gedeelte lees wat Saul se leer met hulle gedeel in die oggend. Ek weet nie of was dit spesifiek die oggend, maar dit was een van die oggende wat hulle godsdiens gehou het. Dis op Psalm 38 vanaf vers 12 tot met vers 16. Godsdiens was iets waarna hierdie ouens verlang het. Saul se leer was die hoofpredikant daar gewees, vir die wat julle wat dit nie weet nie. Ek is nie vanoggend hier om jou 'n geskiedenisles te gee nie, maar as dit vir jou geskiedenis is en jy kan iets leer, dan prys ek die Here. Ek het hierdie goed geleer, dit was baie interessant. Ek hou daarvan. Ek is patrioties in my hart, maar ek is patrioties vir Jesus. Ek hou daarvan om te weet as daar oorwinning was en waar oorwinning gaan. Want ons kan baie goeders kan ons lees, maar as ons nie die agtergrond het nie, as ek nie die gewig van hierdie saak verstaan nie, wat gaan hierdie oorwinning vir my beteken? As ons dit nie neem nie, nou, hy sê in Psalm 38 vanaf vers 12, hy sê, die wat my lief het en my vriende is, staan op sy vir my kwaal, en my naasbestaandes het ver gaan staan. Nou as ek hierdie skrif vat wat koning Dawid geskryf het, is ek nie verkeerd, is nie net om dit bietjie in konteks te sit, het ek moontlik in hierdie oomblik gevoel hy sal leer. Heel moontlik soos hierdie ouens in 'n laag, wat toegetrek is, toegespan is met ons. Tannie Sandra, alles nie hoop. As ek reg kan onthou, was daar maar 2 kanonne gewees. Ek dink een naam was Sarah, was die grootte, en dan was daar nog 'n kleintjie gewees. En dan die res van die tyd het hulle maar met voorlaaiers, moes hulle maar hulle self gehelp het. As jy maar net kan dink vanoggend, dit is nie 'n vinnige proses nie, met die bal of die koel ingooi, moet die kruit vasstap, die lot opsteek en dan eers die vuurwerk verwag. Dis 'n proses. Dis nie 'n maklike geveg nie. En as ek vanoggend vir jou kan sê, baie keer in ons gevegte, dan voel ons, Here, ek is alleen. My geliefdes voel so 'n bietjie ver van my af. Ek staan alleen. Vers 13 sê, die wat my lewe soek span strikke, en die wat my ongeluk soek, spreek van ondergang, en hulle bedink die hele dag bedrog. Die hele tyd is dit angs, dis vrees, dis bewe. En hoekom die Here nou vanoggend wil ek moet oor dit spesifiek praat, kan ek nie vir jou sê nie. Maar ek wil vanoggend die klem daarop lê dat dit is die Here se hart vir ons. Kind van die Here, kyk rondom jou hier buite. Kom ek sê dit kos goed vanoggend. Kom ons kyk na die dae waar ons leef. Sien julle oorwinning voor? Stellig nie. Ons doen nie. As ons uitkyk op die lewe is, daar is nie vir my oorwinning nie. Soos maar 'n bietjie ingetrek, nee. Maar weet jy wat? Leer dit alles. Leer dit alles. Is jy nie eintlik 'n verloorde? Jy het hoop gekry wat ander nie gekry het. Jy het lewe ontvang wat ander nie ontvang het nie. Terwyl die vyand jou ondergang soek. Terwyl die vyand, en ons kan sê die vyand al buite, maar eintlik is dit die vyand wat net op jou skouers sit, wat eintlik vir jou strikke stel, nee. Wat gereeld nie ons oor kom fluister, maar jy is nie goed genoeg. Jy gaan dit nie maak nie. Sê jy het of jy's 'n kind van die Here, maar eintlik het jy nog hierdie sonde. Is dit nie? En wanneer hierdie sonde voor ons kom, wat doen ons? Kind van die Here, kom ons lees dit eerlik met mekaar. Ons gaan sit so oomblik en ons stalle met dit in ons gedagtes, nee. Die 10 keer om dit soos vir die Engelsman sal sê, dit bly, dit maal hier in ons gedagtes.
Ons kry nie klaar met. Ons kry nie klaar. Ek wil vir jou sê, ek dink as ek myself in die posisie van daai 470 man sou sit, sou ek vir myself sekerlik 'n graf begin grawe het. Ek sou vir myself gesê het, ek dink dis nie kapot. Dis klaar. Waarvoor gaan ek veg? Ek gaan miskien 1 of 2 ouens gaan ek dalk oorwin, want daar's nog 5, 6, 7, 8, 10 ouens in sy plek. Ek is oorweldig. En koning Dawid skryf hier wat in sy hart is, hy voel hy's oorweldig. Kind van die Here, baie keer word ons oorweldig oor dit wat in ons lewens besig is om te gebeur. Ons voel dat daar is strikke, probleme, omstandighede, bedrog, dinge wat heeltyd besig is om ons blydskap te steel. Maar hoor wat sê koning Dawid op Psalm 38 vers 14, hy sê, maar ek is soos 'n dowe, ek hoor nie, en soos 'n stomme wat sy mond nie oopmaak. Dis nie eintlik partykeer wat ons moet doen. Ons is baie keer haastig om te praat. Ja, ag, dit gaan al weer so. Ja, ons gaan dit nie maak nie, nee. Kom nou kind van die Here, dis ons presiese woorde. Ja, dis nog 'n swaar maand. Ja, die lewe hier buite is swaar. Ag, ek kan ek gou die spreekwoord hoor van Dr. wil sê, die water is alweer 'n probleem. Is daar weer nie water nie? Ek het al so baie in hierdie laaste tyd gehoor, dank die Here, ek het dit nog nie self beleef nie. En ek wil ook nie. Ek voel jammer vir julle, innig in my hart, jammer vir julle. Maar dit is iets wat met ons gebeur. Ons kla murmureer oor ons omstandighede. Ons kla en ons soek heeltyd 'n verskoning. Maar koning Dawid sê hy is soos 'n dowe. Wanneer hierdie dingetjies kom, hierdie fluisteringe van buite af kom, dan druk ek my ore toe. Die skrif sê daar is niemand so doof soos die ou wat nie wil hoor nie. Nou wanneer dit by omstandighede kom, kind van die Here, wil ek vir jou aanmoedig en ek wil vir jou sê, wees dan maar 'n doof. Druk so 'n bietjie jou ore toe. Sit so 'n bietjie oorvleisies en sê, Here, ek gaan nie meer toelaat dat hierdie dinge wat om my gebeur my onderkry nie. Weet jy hoe gaan jy dit doen? Om dit uit te sluit. Hoe sluit jy dit uit? Ons moet so 'n bietjie begin om op te hou daarna te praat, want as ek het gehoor ek wil ek ietsie sê. Is dit nie? Wanneer ek sien my bankbalans begin hier na die minus se kant toe te gaan, dan die eerste ding wat ek as iemand my vrou gaan dit, broer, dit gaan oukei. My bank gaan dit nie goed nie, maar met my gaan dit oukei. Ons klaar ons vinnig, nee. Ons is vinnig om te praat. Gaan vinnig ietsie sê, want jy moet weet, dit gaan nie goed met my nie. Maar koning Dawid skryf, hy sê, ons moet nie vinnig wees. Ons moet nie te vinnig wees om ietsie te sê nie. Want weet jy wat, ons woorde dra krag. Wil vanoggend vir jou sê, kind van die Here, as jy nie geweet het nie, jou woorde dra krag. Wie het al ooit iets vir die Here gebid en die Here dit beantwoord? Ek dink baie van ons, of die meeste van ons kan ons hande opsteek en sê, Here, U het 'n gebed in my lewe beantwoord. Nou wil ek vir jou sê, as jy weet dat daai woord van jou krag dra, hoekom wil jy dit oor jou lewe uitspreek? Hoekom wil ons dan heeltyd verklaar dat ons in omstandighede sit, of dat ons in moeilikheid sit? Amen. Ek dink hoekom Sarel se lewe ook dan hierdie vir hulle gelees het, is om vir hulle te aan te moedig en te sê, hou op om te murmureer, hou op om te kla, hou op om te dink dat oorwinning nie vir jou beskore is nie. Hou op om te dink kind van die Here dat jou einde of dat jou einde in sig is. Baie van ons dink ons einde is in sig. Hy kind van die Here, ek het vir jou nuus. Jou tyd op aarde mag dalk uitdaglik. Maar jy het nog 'n hemelland waartoe jy moet gaan. En as dit wat op aarde jou opgewonde maak nie, dan moet die hemel sekerlik ons opgewonde maak. Iets moet ons begin opgewonde kry. Iets moet ons opgewek kry. Iets moet ons weer vanoggend aanmoedig om te sê, weet jy wat, ek gaan nie weer toelaat dat hierdie goed my onderkry nie. Ek gaan nie toelaat dat die vyand, want weet jy wat, wanneer hy sy stryk span, dan kyk jy na wat jy doen. Ek wil vir jou nog iets sê vanoggend. Hoe jy daai toets gaan deurstaan, is baie keer hoe mense gaan dop of jy kind van die Here is of nie. En baie keer dop ons dit. En dan sê daai, ek wil nie kind van die Here wees nie, want kyk hoe gaan daai. Ek kom uit Johannesburg, ek gaan hierdie as 'n voetnoot af julle bygooi vanoggend. Nou hier is die verkeer oukei. Dis nog hanteerbaar vir my. In Johannesburg is dit chaoties.
En op 'n daaglikse basis word ons bekering getoets. My bekering was baie getoets. Dan sal mense wat voor jou inry op die onmoontlikste plek. Nou, die Here was my genadig genoeg om my net so lank geduld te gee. En dan wil my bom ontplof. Nou ek bely dit seker nou maar vanoggend. Ek het al baie gebid, Here gee my meer geduld en dan word ek meer kwaad. So ek dit nie meer vir die goed, want ek wil nie meer kwaad raak vir dit. Maar dan word my vrede vir my gesteel. In plaas daarvan om net te sê, weet jy wat? Kom ek staan terug. Kom ek sê niks. Kom ek kyk na die ander kant toe. Dis nie lekker nie, natuurlik nie. Natuurlik nie. Ons wil ons terugbeklik. Nee, ons wil terugstaan. Ons wil veg. Daar's 'n ou, ag, ek weet nie wat ek mag sê nie, maar daar's 'n liedjie wat op een van die Afrikaanse films was wat gesê het, dis my reg waarvoor ek veg. Nee, ons wil eers sê dis my reg. Ek wil vir iets staan, ek wil veg. Maar kind van die Here, weet jy nie die stryd dat ons op plaas af om iets te sê of die persoon iets toe te stel dat ons net stil raak. Ons het 'n skrif waarvoor my vrou baie lief is. Wat sê wie stil en around God en weet dat die Here vir jou die geveg gaan veg. Baie keer wanneer ek en sy onder ons hier met mekaar en dan raak sy doodstil en dan begin sy vir my te bid. En dan 10-15 minute later dan moet ek maar begin bely, want dan begin die Gees van die Here met my te praat en te sê jy het verkeerd opgetree. Kind van die Here, dit is tyd dat ons stil raak en toelaat dat die Here vir ons die oorwinning bring. Ek sal nou verder vers 15 sê, ja, ek is soos 'n man wat nie hoor nie, wie se mond geen teespraak is nie. Vers 16 sê, want op U, Here, wag ek. U sal verhoor, Here my God. En hier weer eens verklaar koning Dawid dat wanneer ek in 'n stille oomblik ingaan, wanneer ek myself onttrek van hierdie omstandigheid, wanneer ek so 'n bietjie myself uittrek en dit vir die Here gee, dan kry ek my oorwinning. 4:00 die oggend, 1838, ekskuus, appels by 100 jaar vorentoe. 4:00 die oggend, 1838, kom daar 'n mis oor hierdie gedeelte wat oor die rivier kom. 'n Ongekende mis, wat hulle nog nooit van tevore geken het. En dit oordek die laag. Sê die skrif nie, dat die Here was 'n wolkkolom bedags vir sy volk en 'n vuurkolom snags. Daar het sulke lampies teen die waals gehang wat gebrand het. Dit was aan. Maar dit was stil in die kamp gewees. Hierdie ouens het gehoor hoe dat hierdie Zulu-impies besig is om nader te beweeg. Hulle krete het uitgelui, dit het geskree om aan te val. Die Engels praat van they came after wave, hulle het so'n vlaag afbeweeg. En hulle het eers op 'n stadium, as ek die geskiedenis reg verstaan, was Dingaan kwaad vir van sy sterk impies gewees, sy baasvegters. En hy stuur hulle eerste in. En soos wat hulle afbeweeg en hulle nader aan die laar kom, kan hulle nie sien nie, want die mis is te veel. En al wat hulle sien is hierdie lanterns wat besig is om te brand. Nou die geskiedenis vertel dat hierdie ouens het hierdie lanterns gesien as engele. En hulle kon nie binne die laar inkom nie. Hulle was verroet om naby die laar te kom. As ek luister na, of as ek nou kan onthou, is my geheue my nie begewe vanoggend nie. Die boerekrygers het hier agter die laar gelê en hulle het geluister. Hulle het die weeman, hulle het die voetstappe gehoor. En hulle het gewag. Heel moontlik het hulle gewag van 'n dood. Heel moontlik het hulle gewag vir 'n assegaai langs om te land, of hier by om te land. Maar kind van die Here, dit was nie gepenetreer nie. Want toe hierdie impies dit sien, het hulle mekaar begin aanval, want soos wat hulle langs mekaar loop, dan voel hulle beweging, en dan dink hulle is 'n vyand. En dan begin hulle mekaar te stuur. En hulle begin mekaar aan te val. Teen die tyd toe die mis begin lig, toe van hierdie impies begin weghardloop, want toe is die slag onder hulle mekaar. En toe begin daar eers die eerste patrone afgevuur te word, en teen 4:00 die middag, glo dit of nie, kind van die Here, toe is die eerste boerekryger uitgestuur.
Ek dink dit was Hendrik Potgieter wat uitgehardloop het. Hy is die enigste een wat iets oorgekom het daai dag. 'n assegaai in die linkerhand wat hom gepenetreer het. Maar daar was geen een wat gesneeuwel het in daai geveg nie. Geen een wat gesterf het nie. Geen een wat eintlik skade gedoen het nie. Die enigste ding hoekom Hendrik Potgieter dan my merk op sy hand gehad het, was om 'n getuienis te dien vir dit wat die Here gedoen het. Kind van die Here, baie keer wanneer jy op jou swakste is en die aanval is op jou, dan kry ons so 'n bietjie skade. Ons kry so 'n bietjie letsels. Ons kry so 'n bietjie merke. Ons word so 'n bietjie geskuur en geskaaf. En ja, dit is ongemaklik. Ja, dit is nie lekker nie. Maar weet jy wat? Jy kan gaan met dit en jy kan verander gaan sê, maar kyk, die Here het my gered. Ek het oorwinning behaal. Halleluja. Halleluja. Ek weet nie van jou die Here, maar weet jy, ek besef vanoggend iets meer as ooit van tevore. Dis tyd dat ons weer oorwinning begin uitroep. Dis tyd dat ons weer begin jubel en juig. Dis tyd dat ons weer 'n rede soek om die Here se naam te vereer, om weer so 'n bietjie sy naam op te hef. Halleluja, hier in ons midde. Moet dit nie stil wees nie. Dit moet eintlik 'n loflied, 'n opgewondenheid wees, wat hy kom ons bereik en ons die oorwinning te gee. Ja, vorentoe gaan ons. Halleluja, daar is nog 'n Zulu spreekwoord wat sê, walala wasala, as jy slaap, bly jy agter. As jy gaan slaap vanoggend, gaan jy agterbly. Kind van die Here, dit het tyd geword dat ons as krygers, ons as bidders, ons as kinders van die Here, ons as kinders wat sê ek is geredde van die Almagtige. Dis tyd dat ons opstaan met oorwinning in ons binnekant. Dis tyd dat ons weer oorwinning uit ons binnekant uit opkom. Of gaan ons maar wag vir die dag tot wanneer ons besneuwel word? Vir die dag wanneer ek op my laagste is? Ek wil vir jou sê dat ek dink daar was 3 of 4 van die predikante daar daai oggend wat saam ons geleer gelei het. Ons het 'n voorreg vandag om nog hier te sit. As die Gees van die Here nie daai dag vaardig geraak het oor daai klein volkie of oor daai mensdom of oor daai krygers nie, het ons nie vanoggend hier gesit nie. Ons sou nie hier gewees het nie. En ek wil eintlik so ver gaan om te sê, moontlik sou ons ook nie die God geken het wat ons vandag ken nie. Want deur omstandighede, keer op keer, het hy sy getrouheid in ons bewys. Nou julle vanoggend gaan oor gelofte, 'n geloofsbelofte. Wie weet wat is 'n geloofsbelofte? Sê weet dan? Dis 'n belofte wat in geloof aan God gemaak is. Dis nie maar net iets wat ons kom bywoon vandag, maar net omdat ons wil vier wat 1838 gebeur het. Eintlik eer ons God vandag. Amen. Eintlik gaan vandag nog steeds oor Jesus. Amen. Soos wat dit 2000 plus jaar terug gegaan het oor Jesus, gaan vandag nog steeds oor Jesus. Amen. Daai dag die oorwinning het eintlik nog steeds oor Jesus gegaan. Dit gaan nie oor die ouens wat uit die laar uit gegaan het. Dit gaan nie oor die ou wat 'n Sarah afgevuur het. Dit gaan nog steeds oor Jesus. Amen. Hy het die oorwinning gebring. Nou julle, wat doen ons as ons vir die Here sê? Ek weet nie wie van julle het al ooit 'n belofte aan die Here gemaak. Het julle dit geëer nadat julle die belofte gemaak het? Ons doen nie altyd. Dit wat Oom Johan sê is waar. Ek het 'n matriek, toe maak ek 'n belofte aan die Here, toe sê ek, Here, as U my help om matriek te slaag, dan sal ek dit getuig. Nou, dit het my laaste by 6-7 jaar gevat waar hy belofte gemaak het om dit eers te begin getuig teenoor mense, verbaal, uitermate, want ek was skaam gewees. Alhoewel die Here vir my 'n groot daad in my lewe gedoen het, prys die Here, ek het matriek geslaag, ek het nog steeds hier in die kalender, maar die Here weet, hy het my gehelp, hy het my insig gegee. Maar ek het 'n belofte aan die Here gemaak, as hy my help, dan sal ek hom daarvoor eer. En dit het my jare gevat om dit gestand te doen. Maar vandag eer ek hom vir dit wat hy gedoen het. En vandag moet ons God eer vir dit wat hy in 1838 gedoen het. Nou ek wil vir julle die gelofte lees as julle my sal begin. Hy sê, hier staan ons
voor die heilige God van hemel en aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring. En dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. 'n kind van die Here, die Here wil vanoggend vir jou oorwin. En as jy bereid is vanoggend om hom te eer, en om aan hom die lof te bring, en hom vanoggend die eer te bring, dan gaan hy vir jou sekerlik die oorwinning gee waarna jy smag. Hierdie boerekrygers het gesmag net om uit die vyand of om uit die hande van hierdie vyand uit te kom. Wat ook al jou probleem mag wees vanoggend, waarna ook al jou smagting mag wees, wil ek bid dat die Here dit vanoggend vir jou as 'n oorwinning sal gee, en dat jy hom daarvoor sal eer, deur om te getuig, vir ander te gaan vertel. Ons moet nie skaam wees nie. Want sodra geloof kom deur die gehoor, as ons kan praat van die wonderdade van God, dan behaal ons soveel meer as wat ons ooit kan doen. Amen. Nou julle, hier is 'n paar mense wat vanoggend voorgestel wil word. Soos julle my sal vergun, wat 'n voorreg het ons nie om op gelofte dag 'n paar mense in die gemeente by te bring. Is dit nie God se genade nie? Dis 'n seën van die Here af. So ek wil vra dat Johan, Kirsty, Kobus en Aiden sal vorentoe kom saam met Erika en Dani. Asseblief. Here Jesus, terwyl ons vanoggend hierdie mense in die gemeente verwelkom, Here, wil ek bid soos wat U van 'n oorwinning gegee het om hierdie stryd van die lewe te kom om hier op te eindig. Wil ek bid, Here, dat hulle van hier af vorentoe nog oorwinning sal haal. Here, dat hulle die Gees oorwinning sal haal, dat hulle sal sien, Here, dat hoe dit die goedheid en die guns en die genade, Here, hulle deurtrek self in die donkerste tye van hulle lewe. Here, selfs wanneer dit moeilik gaan, dat hulle krag en hulle sterkte by U sal kom kry. Here, dat hulle sal sê dat ek weet oorwinning lê daarvoor deur die bloed van Jesus. Halleluja. Dat hulle sal weet, Vader, hulle is gestuur, hulle is geplan, Here, om in die koninkryk in te oes en hier te werk tot eer van die naam. Ek wil vanoggend aan U die lof, die eer en die aanbidding bring. Ek wil vir U dankie sê, Here, dat U vir ons in hierdie oomblik mense toevoeg, Here, bybring, Here, tot eer van die kosbare heilige naam. Ek dank en ek eer en ek loof en ek prys U daarvoor vanoggend, Vader. Amen en amen. Wees welkom, julle is welkom. En ons Vader, Gees ons almal kry. Wees welkom. Kom ons staan asseblief. Die pastoor, die woord, en sê dankie vir alkeen wat hier was vandag. Lei ons in die woord. Here, wat 'n wonderlike voorreg was dit om in 'n diens te wees, Here. Maar Here, daar waar ons gehoor het dat
Die belofte was nie net 200 jaar terug nie, maar daai belofte staan nog vandag. En elkeen wat hier so is, kan ons sê, Here, U kyk na ons, Here. U beskerm ons, Here. U dek ons met U liefde, Here. Gaan saam met elkeen wat huis toe gaan, Here, laat ons 'n goeie dag hê, waar, Here, dat ons sal nie U vergeet nie. Gaan saam met ons, bring ons terug Sondag, Here, seën ons, dra ons tot die deur. Mag die bloed van Jesus ons beskerm in Jesus se naam. Amen en amen.